Welkom terug. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. A Doll's House Part 2 is 'n toneelstuk deur die Amerikaanse dramaturg Lucas Hnath wat in 2017 met groot lof op die verhoog verskyn het en 8 Tony-benoemings ontvang het. Die stuk is nou op Suid-Afrikaanse bodem te sien met bekroonde akteurs Zayn Mias en Simone Neethling in die hoofrolle. En hulle is vandag hier saam met ons om meer oor die produksie te gesels. Baie welkom Zayn, welcome Simone. Goeiemôre, good morning. Tell us about A Doll's House 2, because we know the Henrik Ibsen with that classic play, and now there is a reworking of it from Lucas Hnath that you guys are both in. Yes. Simone, you want to tackle that one? Okay. In English? Yes. I'll try. Yeah, so the part one, I'm saying, which was the original. It kind of just went about, or is about, this woman that decides to leave her family, to leave her household, because she is going to find herself. Yeah, she's searching for something more. And that wasn't normal. That was we've spoken about how revolutionary that actually was of the time, because women didn't leave. Women had their roles in the household, in the family. So it was quite a big thing for her to decide to get up and leave her household. Ja. Jy weet, dankie Simone, dit is pragtig. Omvattende. Vroueregte is mos nou 'n groot ding. Rosanne en Elsie, hulle weet mos nou. So die toneelstuk gaan oor wat is vroue se regte, veral in 'n huwelik, en is dit so moeilik dat mense sal dink as jy trou word jy gekoop, veral in 'n Afrika samelewing, jy weet, met Lebola en hy tipe goed, is nog 'n interessante ding. Maar ons doen dit glad nie in 'n, ek weet een van die vrae wat julle gaan vra, hoe het ons dit meer Suid-Afrikaans gemaak? Ons het glad nie. Ons het die toneelstuk gevat net soos hy is en ons het hom gespeel, want baie mense ken die oorspronklike Henrik Ibsen ene. 'n Vrou loop weg van haar familie en haar kinders en haar man. Ongehoord, jy weet, dit word net nie gedoen nie. Jy is veronderstel om swanger, kaalvoet in die kombuis te wees, jy weet, en hier wil die vrou haarself gaan vind. Ons play, Doll's House Part 2, is nou 'n hipotetiese stuk wat sê, wat gebeur as sy nou moet terugkom? En dis presies wat Lucas net geskryf het. Die vrou kom terug na 15 jaar, sy vind uit, na 15 jaar het 'n man nie geskei nie. En sy soek nou die egskeiding. En sy kom terug. En jy weet, vir baie mense is dit, hoe kan dat deel 2 is van 'n klassieke play? Henrik Ibsen is al lang verlede. 1879 het hy hom geskryf. En hier kom iemand in 2017 en skryf 'n deel 2, jy weet. So moet 'n mens bekend wees met die oorspronklike toneelstuk om hierdie een te kan geniet? Not at all. It can stand alone as a play itself. If you know it, then that's good and it's all good and well. But you don't need to know it to be able to know the context of this. I think maybe that word context could be important. Is if you would like to know a bit more context of what is happening, why this is happening 15 years later, because this play it takes place 15 years after she decided to leave. So if you would like to know more context, then by all means, but it's not a requirement to know. Weet, so baie van wat ons sê in die toneelstuk gee soort of 'n flashback van wat gebeur het in die eerste een. So selfs ken jy nie eens die eerste stuk nie, is dit fyn. Want hulle praat oor toe jy geloop het dit gebeur en ek het dit vir jou gesê en so en so en so. So ons vul in, so te sê, wat die eerste stuk oor gegaan het. So jy hoef glad nie die eerste Doll's House te ken of gesien het nie of gelees het nie om hierdie een te geniet nie. En dit is nie so ernstig nie, want dit sê dis half 'n komedie. In fact it's quite a bit more comedy than just half a comedy. Ek doen 'n hele ding aan die einde wat ek dink beteken jy gaan nou totaal overboard hierso. Maar dit is 'n interessante dialoog oor die huwelik en vroueregte, menseregte en so aan, jy weet, wat baie mense interessant vind. Zayn, tell us about, and Simone, tell us about what it was like finding this piece together as a cast. Dat was baie interessant. Ons het 'n Amerikaans, sy's Afrikaans, Barbara Rubin. Sy is in Suid-Afrika gebore,
maar sy is nou resident director at die New York Yep. Theatre Academy. Wow. Sy het uitgevlieg uit Amerika uit om die regie te kom doen. En sy het 'n proses gehad van hoe sy dit wil doen. Wat totaal anders is as hoe ons dit doen hier in Suid-Afrika. En so dit was 'n baie collaborative. Dit is 'n ensemble stuk. Jy weet, dit is nie Bianca Mato wat die hoofrol speel van Nora. Ek speel haar man Torvald. Emmy speel Emmy. Simone speel Emmy, my dogter. En 'n wonderlike aktrise met die naam van Charlotte Butler speel die what is she, the housekeeper? Nurse, housemaid, ja, goeie vriend speel dan aan Anne-Marie. So dis 'n baie lekker stuk en ons het collaborative gewerk. Jy weet, baie collaborative, baie insette van vir mekaar gegee. Barbara is baie oop met dit. Ja. En dis wat nice is van teater. Jy weet, partykeer kry jy 'n baie autokratiese regisseur wat sê nee, Elsa, Roseanne, julle doen dit net so en nie, jy weet. Ja. Maar as ons het baie we didn't workshop really. Yeah. Maar dit was so 'n soort van 'n werkwinkel tipe finding it. Veral ek en Bianca wat die eindtoneel moes gespeel het. Het ons tot 2 aande voor die openingsaand het ons dit nog nie, het ons nie geweet wat ons gaan doen nie. En ons het dit gevind, I think 2 aande voor ons geopen het ons gesê that's it, that's what we're going to do. En dit is 'n nice ding van toneelstuk doen. Jy weet op TV, op film, sê hulle vir jou jy doen hom so En jy staan op en jy daai staan plek daar, draai om hier so tel die koppie daarop, maar met teater is dit meer jy vind die proses. I don't know if you found it like that. I was going to say exactly the same. I think we did a lot of table work. Yeah. So we sat around the table and we just spoke and we shared and we thought a lot, which I think helped solidify us as a cast and us with the piece as well. Because even now, while we're in Joburg, we've had a whole Cape Town run already. And we're still finding things. We're still discovering things. There's still new things in each scene, which I think it feels like a bit of a blessing because it's like nothing is the same. Nothing stays the same. Thank you so much, Zane. Thank you so much, Simone, for coming to talk to us about A Doll's House 2. We will have all the information about the show up on our social media and where you can get tickets. Moenie hierdie produksie misloop nie. Ons gesels nog verder hierna. Bly ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning.